Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit wat bykans 2000 jaar terug gebeur het, toe die antwoord gekom het met die eerste koms van Jesus. Ons weet daar's 'n wederkoms, maar dit is so belangrik, die woord wederkoms sê, dit is wanneer Jesus weerkom, en ons besef dat daar was 'n eerste koms, en alles wat God in Christus wou gedoen het, het hy in die eerste koms gedoen. So mense, dit is baie, baie belangrik. Nou is ons so gelukkig dat ons ook 'n boek het, met ander woorde, 'n handleiding wat vir ons hierdie werklikhede kan weergee. En dis baie keer as ek daaraan dink ook, dat ek gaan hierdie boodskap vir mense bring, en dan skryf Paulus self daarvan, in 1 Korintiërs 2, dan sê hy, ek kom na julle toe met vrees en veel bewing. Hy sê, want ek bring nie aan julle 'n boodskap van menslike wysheid nie. Jy weet, hier sit ek nou, ek gaan nie verskriklik te keer, ek het nie 'n vreeslike show wat ek opsit nie, want ek het 'n boodskap wat ek wil bring, 'n groot werklikheid wat ek wil bring. En ek weet dat dit nie noodwendig die natuurlike mens trek nie, want hy gaan verder, dan sê hy, ek kom na julle toe en ek kom net om Jesus Christus in hom as gekruisigde te verkondig. Nie dit wat voor dit gebeur het nie. Aan die kruis, want die kruis is die waterskeiding. Hierdie man Paulus wat dit kom sê, wat die meeste boeke in die Nuwe Testament geskryf het, sê, ek kom nie na julle toe met menslike wysheid nie, maar absoluut in die betoning van gees en krag. So dan sê hy vir ons, dat dit wat voor dit gekom het, het nie die krag van God gehad nie. Romeine 1 vers 16, 17 sê, hierdie evangelie is die krag van God. So mense, so nou sal dan ons outomaties die vyand wees, en hy kom in 2 Korintiërs 4 vers 3 en sê, as hierdie evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Jy sien, want as iemand wat wil hê dat mense verlore moet gaan, dan kom hy in die 4de vers, 2 Korintiërs 4 vers 4, dan sê hy, naamlik die God van hierdie wêreld wat julle sinne verblind, sodat julle die heerlikheid van die evangelie van Christus, dat dit nie op julle sal skyn nie. Dit wat Christus gedoen het, en dit wat ek vir julle gaan bring, nie waar is nie, maar dat die mense dit nie sien nie. Jy sien, dis 'n verblinding wat hy bring. En dan, soos ek sê, nou bring ek hierdie boodskap, maar ek weet, gaan Paulus verder in 1 Korintiërs 2, hy sê, natuurlike mens neem nie die dinge van die gees van God aan nie. Weet jy, een wat die vragies is, wat ek baie na gaan kyk, ek weet as ons nou met mense begin praat oor geregtigheid, dan is die heel eerste ding wat opkom is sondes. En dan praat 'n mens met mense, dan sê, maar Christus het gekom, Johannes 1 vers 29 sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Jy kan al daai skriffies na, dat Jesus Christus het verskyn om sondes weg te neem. Genesis met die sondeval, die probleem wat plaasgevind het, sê God, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Hy kom en hy, in Jesus Christus kom en hy fix, hy herstel daardie probleem wat plaasgevind het, naamlik die sondeval, en dan sê die mense, so jy sê ons kan nou maar aanhou sondig. Dis nie wat die skrif sê nie, die skrif sê, het gaan nie oor sonde meer nie. In die kruis het Jesus Christus gekom, so het nie meer oor sonde gaan nie, maar oor Jesus gaan. En dan sien 'n mens dat van die begin af, het God die mens geskaap in gees, siel, liggaam. Nou die gees is God self, dis God se gees, dis die bron. En dan die siel, wat uit die bron uit moet trek, en dit moet natuurlik die liggaamlike of die natuurlike dan hanteer. Maar die sielsdimensie is soos met 'n kraan, jy die reservoir, en dan het jy van 'n dorp, dan het jy die pype, maar dan het jy 'n kraan wat besluit, wil hy die water oopmaak of nie oopmaak. Jy sien, en dis waar ons sit. Die sielsdimensie is die ene wat korrup geraak het. Die sielsdimensie besluit, wil ek hierdie kant toe gaan of wil ek daardie kant toe gaan. So in Genesis het hulle uit God uitgegaan, hy was die bron, hy sê, ek het julle geskape as beeldnis en gelykenis. Maar die vyand kom met iets anders te, en die siel het daardie keuse, wil hy daarna luister. En hy luister na die vyand en hy word vlees. Met ander woorde, die mens sterf geestelik. Jy sien, so, dit is absoluut die werklikheid. Genesis 3, kom die mens en hy kies waar God gesê, dit is gees, siel, liggaam, dit kom alles van bo af, kom die mens en hy besluit, ek gaan van onder af, ek gaan iets doen om soos God te word. Met ander woorde, die rigting van verkeer is teenoorgestelde, en die mens word 'n doen mens. En
God kom in Christus en hy herstel alles. Hy herstel die hele werklikheid. Hy sê, dit is volbring. En die mens het weer die keus. Hy sê, Efesiërs 1 vers 13, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, gehoor het en dit geglo het, word jy weer verseël met die belofte van die Heilige Gees. Met ander woorde, die Gees is weer in plek, is die bron. Die rigting van verkeer is dieselfde Gees, siel, liggaam, soos in Genesis. Jy sien, dit is die keuse wat die denke het, en dis hoekom ons met mekaar praat, is dat Romeine 12 vers 2 sê, dat julle verander word in julle denke. So, die vraag wat ek sê, gaan alles oor sonde? Nee, alles gaan nie oor sonde nie. In Genesis het die sondeval plaasgevind, deur die Ou Testament is hierdie werklikhede geprofeteer. Hoor wat sê Romeine 4, skryf Paulus nou oor wat Dawid gesê het. Hy sê, want as Abraham uit die werke geregverdig is, dan het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê skrif? Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Jy sien, hy is geregtig verklaar, net deur geloof, nie deur werke nie. Hy sê, maar aan hom wat werk, word die loon nie na gunst toe gereken nie, maar na verdienste. Soos ek gewerk het 'n maand lank, val ek nie op my knieë neer en glo iets gaan gebeur nie. Nee, die baas moet my betaal. Jy sien, hy sê, aan hom egter wat nie werk nie, maar glo, aan hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Dan sê hy, soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Jy sien, Dawid praat daaroor, hy profeteer dit, en hy skryf dit, maar hy sien dit vooruit. Met ander woorde, dis nog nie vir hom 'n werklikheid nie, maar hy profeteer dit. Hy sê, welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Dit is net dieselfde wat 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 vir ons sê. Jy sien, so daardie werklikhede het Dawid al gesien in die Ou Testament en hy het dit geprofeteer, maar hy kon dit nog nie verkry nie. En so gaan ons aan, dan sien, kom hy by Galasiërs 3, dan praat die skrif daar met ons, hier van vers 11 af, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen sal daardeur lewe. Dan sê hy, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Jy sien, die hele mense werklikheid is hierdie wetsonderhouding, en ek moet dit doen, en ek moet dit doen, en as ek dit nie doen nie, is dit sonde, en as dit sonde, dan gaan ek verlore, gaan ek hel toe. Jy sien, nou gaan hy verder, hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Hy sê, praat menslikerwys vers 15 met julle, dat selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, mag niemand tot niet maak of daaraan voeg nie. Hy sê, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een. Hy sê en aan jou saad, dit is Christus, dis die belofte. Dan sê hy, maar ek sê, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos nie, om die belofte tot niet te maak nie. Hy sê, God het hierdie belofte aan Abraham gemaak, dat dit absoluut uit hierdie werklikheid uitgewees uit geloof. Hy sê, nou het die wet intussen gekom. Hy sê, maar die wet, nou gaan hy verder, dan beskryf hy dit. Hy sê, maar die wet was net 'n tugmeester na Christus toe. Mense, baie belangrik, dat ons daarna gaan kyk, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Hy sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Mense, baie belangrik, as ons daarna gaan kyk, dat ons moet sien, dat die wet het later bygekom. Kom ons gaan kyk, wat sê die skrif vir ons hier in Romeine 5, vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, dis deur Adam, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Maar het almal gesondig? Nee,
Adam het gesondig. En omdat Adam gesondig het, het die sondes in die bloed gekom en die sondes het deurgedring na alle mense toe. Hy het 'n keuse gemaak namens die mensdom. Hy sê, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Hy sê, tog het die dood geheers van Adam tot op Moses. Jy sien, van Adam met die sondeval tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het nie, in die gelykenheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom, hoofletters wat sou kom. Jy sien, Adam was net hierdie tipe van Christus in die Ou Testament, die skaduwee. So hy sê, daar was voor die wet, was daar al sondes gewees, maar sondes kan nie toegereken word nie. Toe kom die wet by, en die oortredinge word nou meer. Hy sê dit hier in die 21ste vers van Romeine 5, dan praat hy hier, hy sê, maar die wet het daarby bygekom sodat die misdade meer sou word en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. Jy sien, so die hele probleem was hierdie deel van die wet wat vir ons gesê het. Nou baie belangrik. So wat gebeur? Die mens het in skuld by God gekom. Nee, en die mens het oortree en die loon van die sonde was die dood, so elke mens moes sterf. Dit was die probleem wat daar was. Nou moet iemand daarvoor kom betaal. Maar die belangrikste is, jy kan nie 'n RD-check met 'n RD-check betaal nie. Wat beteken dit? In die ou tyd het ons met checks gewerk, jy het 'n check uitgeskryf vir iemand, en as jy nie voldoen het, aan jou fondse nie voldoen het om daardie bedrag te betaal nie, dan het die check, het ons altyd gesê, gehop. Met ander woorde, refer to drawer. Nee, met ander woorde, dan het hulle 'n check teruggegee vir jou. Dan kom die persoon by wie jy gekoop het, of wat ook al, dan sê hy vir jou, luister, daai check het gehop, ek soek my geld. En dan kom jy, dan sê jy, maar wag, ek skryf vir hom weer 'n check uit, dit kan nie wees nie. Hy gaan nie weer 'n check van jou vat nie, want hy weet hy gaan weer hop, want jy het nie voldoende fondse daarvoor nie. Met ander woorde, net so kon die mens, nie deur enige ding wat hy gedoen het, betaal vir die probleem wat in Genesis ontstaan het nie. So, jy moes kontant bring om daai werklikheid te betaal. En dit is wat gebeur hierso. Kom ons kyk gou in Romeine 3. Nou praat hy hier deur die hele tydperk van die wet. Dan sê hy vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop, want ons het nou gelees, dat almal het as gevolg van Adam in die sonde geval. So die sonde gaan nie oor wat jy gedoen het, gaan oor dit wat Adam gedoen het. Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want die wet is net die kennis van sonde. So dit is, die wet was om 'n RD-check te skryf, en as jy check gehop het, dan skryf jy weer 'n check uit, net om die ou bietjie stil te kry. Dis al wat hy gedoen het, maar hy kon nie 'n werklikheid bring nie. Hy sê vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Kyk, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal want glo, want daar's geen onderskeid nie. Hoekom nie? Want jy sien, die groot ding was, dat God het vir Abraham 'n belofte gegee op geloof, en geloof het geregtigheid toegereken, nie werke nie. Dit is van die begin af die werklikheid, en God is besig om daai werklikheid te herstel. Nou kom hy met die bekende skrifgie wat ons altyd hoor. Hy sê weer, hy wys weer die probleem. Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal. Met ander woorde, almal het in daai RD-check verval. Nee, omdat daar nie voldoende fondse was nie, en die loon van die sonde is die dood. Maar hoor, wat is die antwoord wanneer iemand met kontant kom, met cash kom? Nee, en hy kan wettige transaksie, kan hy daai ding afhandel. Hy sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is. Jy sien, God het nie net die oog geknip nie. Hy het dit ongestraf laat bly sonder wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God,
Hoekom? Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak van die wat uit die geloof in Jesus is. Met ander woorde, nie deur die wet nie, nie deur jou pogings nie, deur niks kan jy geregverdig word nie. Mense, daar is 'n gevolg wat gekom het. Nou kom ek gou vir julle sê, hoe werk hierdie ding amper? Maar die natuurlike is nie baie goeie voorbeeld nie. Wat gebeur is, ons sit nou in ons land, kom ons met 'n ding, ons het almal lisensies in ons bestuur, en so baie keer dan ry jy, dan maak jy 'n fout, maar niemand sien jou nie, dan kry jy nie 'n fine vir dit nie, nee. Ek het al baie keer het ek dinge oortree, as ek sien oortree ek die spoed of wat ook al. Nou die mense gekom, nou het hulle gesê, nou begin hulle lokvalle stel, nou begin die dingetjie bietjie strammer vat, en sterker, hulle stel meer beamptes aan, en meer lokvalle, en al daai tipe van goede, en die mense kry kaartjies. Nou wat jy doen as jy die kaartjie kry, gaan betaal hom. Nee, maar nou kyk, ek het dalk die geld, en ander nie die geld nie, of ek het nie die geld nie, ander die geld. So vir party ons is dit makliker om te betaal vir dit, en ander moet suffer om te kan betaal. Jy weet, ons ken daai storie. Nou kom ons regering met 'n ander ding, hierdie ARTO-wet, wat hulle sê, goed, daar gaan jy gaan gepenaliseer word. So, as jy nou hierdie oortreding het, dan gaan daar nou punte afgetrek word, en dan gaan jy nou op 'n punt kom, wanneer jy groot oortreding gemaak word, dan sê hulle vir jou, nou word jou lisensie weggevat, nou mag jy nie meer bestuur nie. Jy sien, dis dieselfde, dat jy sit, jy doen sondes, en as die sonde so baie geword het, gaan jy hel toe. Dis nou maar basies wat dit is. Nee. Nou wat is die oplossing daarvoor? Jy sien, dit help nie ons begin nou skrik, en ons probeer teen die wetskop en al daai tipe van goed nie, want die wet gaan deur en jy gaan jou lisensie verloor. Maar daar het 'n antwoord gekom. Jy maak gebruik van openbare vervoer, bus, taxi, wat ook al. En jy gaan sit, wanneer jy in die regte bus ry, dan wanneer daar enige situasie kom, gaan dit nie effek op jou wees nie. Hulle kan nie jou lisensie wegvat nie. Met ander woorde, daar's nie meer sprake van 'n RD-check nie. Daardie werklikheid is nou betaal. Jy sien, deur 'n groter antwoord, iemand wat namens jou daai verantwoordelikheid vat. En weet jy wat, dit is nou, as ons nou, ek het nou vir ons gelees hierso Romeine 5 tot by vers 14, maar kyk hoe beskryf hy hierdie groter werklikheid, wanneer jy van hierdie groot God gebruik maak, om vir jou die werklikheid te bring. Nou sê hy vers 15, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Jesus was die antwoord, hy was die groter antwoord. Een mens, klein mens, het die probleem veroorsaak en almal in die sonde gedompel. Hoe glo ons dit nie, dat een, wat naamlik God is, alle mense kon regverdig nie? En hy gaan verder aan. Hy sê vers 16, soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak, vrygespreek. Maak nie saak hoeveel boetes teen jou het nie, as jy in die bus ry, is jy veilig. Jy sien daai werklikheid. Vers 18, daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Mense, dis fantasties hierdie goeie nuus. Die sien daardie werklikheid wat gekom het. Nou moet ons gaan kyk. Ek wil net terwille van tyd gaan ek dit nou vir ons korter maak. Ons gaan kyk na Galasiërs 4. Hier sit ons met die ding dat hy praat, ons het nou 'n nuwe lewe. Kolossense 3 vers 4 sê dat Christus wat nou ons lewe is. Nou, as jy nou mooi gaan kyk, Jesus Christus het aarde toe gekom. Hy was 100% mens en hy was 100% God. Ons moet hierdie werklikheid sien. Galasiërs 4 praat dat Jesus Christus het gekom onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons weer aanneming tot kinders kan hê. Romeine 8 vers 3 sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die dood, die sonde veroordeel in die vlees. Jy sien, so dit was hierdie werklikheid, dat Jesus Christus moes
as mens aarde toe kom, en daarom is hy gebore uit 'n vrou. Hy was gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Nee, hy sê op die regte tyd. Maar aan die ander kant sit ons dat Matteus 1 vers 22 sê, toe Maria hoor sy swanger en Josef wil weghardloop, toe sê die engel, moenie weghardloop nie, want dit is nie uit 'n mens nie, dit is uit die Heilige Gees. Jy sien, en sy sal 'n seun baar en moet hom Jesus noem, Immanuel noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Jy sien, openbare vervoer. Hy gaan dit vir ons doen. En hy kom, Johannes 1 vers 18, dan sê hy wat uit die boesem van die Vader kom. Jy sien, Jesus was nie 'n mens nie, hy was God homself. As jy gaan kyk in 1 Timoteus 3 vers 16, dan sê hy, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hy sê, hierdie verborgenheid is groot, mense. Hy sê, dis God wat geopenbaar was in die vlees. As ons net sien met wie het ons hier te doen. Hy praat in 1 Johannes 3 vers 5, dan sê hy, en julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Jy sien, geen sonde is in hom nie. So dit is hierdie lewe wat Jesus was. Dis wie hy was. En toe Jesus Christus sterf, en hy vir ons opstaan aan die kruis, toe kom gee hy vir ons daardie lewe, nie die wetlewe, die lewe wat uit Maria was nie, toe kom gee hy vir ons weer daardie lewe, want hy was uit God. Die engel sê, dit is dis uit die Heilige Gees, hy is uit die boesem van die Vader gewees, nee. Hoor wat sê Romeine 4 vers 24, as hy praat oor hierdie geloof, hy sê, maar dit is om ons aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, hierdie Jesus wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Jy sien, hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. So, dis die twee aksies. Die mens, Jesus moes sterf om dit te doen wat die Ou Testament van die mens verwag het, naamlik die loon van die sonde is die dood, en hy moes daarvoor sterf. En dan sien ons aan die ander kant, kom Jesus, en hy gee nie daai ou lewe vir jou terug nie, hy gee vir jou sy lewe weer terug. En dit is hoekom ons verstaan, dat Jesus was uit die boesem van die Vader. Geen sonde was aan hom nie. Dis die lewe wat hy vir ons kom gee, toe hy gesê het, in Johannes 17 gebid het, en hy sê, Vader, maak hulle een soos wat ons een is, soos wat ek in u is, en u in my is, sodat ek in hulle kan wees, en hulle in my kan wees, sodat ons almal een kan wees, nie almal een in Adam kan wees nie, want Jesus is nie uit Adam nie, dis hoekom, daar was nie Adam saad betrokke gewees nie, daar was nie Adam saad betrokke nie, dit was absoluut uit God gewees, en dis hoekom hy sê, hy was 100% mens, hy was 100% God gewees, en hy het gegaan, en daardie mensdeel het gesterf om te voldoen, wat die Ou Testament van jou verwag het, die loon van die sonde is die dood, maar hy staan op, en hy gee vir ons die nuwe lewe, daardie 100% lewe van God, sodat ons weer in daai werklikhede kan wandel, en dis hoekom hy sê, soos wat jy Jesus Christus ontvang het, wandel so in hom. Dit is die goeie nuus van Jesus Christus. Amen. I'm found was blind, but now